Goeiemôre en dit is vanoggend my voorreg om 'n bietjie met julle te gesels oor die tweede gedagte wat ons het vir hierdie week, waar ons bietjie inzoom en infokus op die Paasfees en dit wat Jesus vir ons gedoen het. En ek wil vanoggend julle net weer terugvat na Matteus 21 toe. Die weet het gister met ons gesels oor hoe Jesus ingekom het. Hy het nie ingekom om ons vryheid te wen met geweld nie. Hy het gekom vir ons harte, maar hy het gekom om dit te wen met geweld teen die bose magte en teen die vyand, nie teen mense nie. En dis nie wat mense verwag het nie. So hy kom met geweld, maar sy geweld lyk anders. Dit is teen 'n koninkryk wat mense slawe hou, mense gebonde hou, en Jesus bring vir ons vryheid daarvan, vryheid van sonde om nie meer te sondig nie, vryheid van gewoontes om nie meer daai gewoonte te beoefen nie. So Jesus kom in Matteus 21 en wanneer hy inkom is daar nou hierdie groot ontvangs, dis 'n helde ontvangs, dit is die palmtakke wat neergesit word, die mense sing Hosanna, Hosanna, hulle is so bly om hom te ontvang, en dan gaan hy direk van hierdie verering, gaan hy na die tempel toe. En by die tempel begin hy dinge regskit. Hy begin tafels omgooi, hy begin dinge de mekaar, goed stelsels wat in plek is, goed wat in plek is, allang so die gebruik is, dat daar 'n verruiling is van muntstukke in die tempel, want jy mag nie Romeinse muntstukke gebruik nie, want dit is onrein, so dit moet verruil word vir 'n ander tipe muntstuk, en dan is daar 'n wisselkoers, en die wisselkoers neem nou nogal bietjie advantage van mense. Ek weet, dit is 'n geldmakery storie. Mense bring hulle offerhande, hulle bring 'n duif of wat ook al, wat nou 'n vlekkelose offer moet wees. As hulle nee, dan ondersoek hulle dit en sê nee, hierdie is nie 'n vlekkelose 'n offer nie, jy moet die inkoop wat ons hier vir jou verkoop. So dis regtig bietjie besigheid daar. Geldmaak storie, jy weet, as mense kom karring aan geldmaak stories, dan raak ander mense baie ontsteld. En Jesus, so Jesus gaan in dit in en hy gooi dit alles om. En hy sê nee, nie so nie. Dit is nie hoe God gedien wil word nie. Dit is nie die hart van dit nie. Julle mis wat God wil hê. En dan direk daarna begin hy mense gesond maak en hy begin vir mense te teach, jy weet. En dit is in Matteus 21 vers 12 tot by vers 17 kan julle gaan lees oor wat hy daar gedoen het. En wat dit by my opbring, die gedagte wat dit by my opbring is, dat baie keer aanvaar ons Jesus met 'n groot lofsang. Ons is regtig, ons sit die palmtakke van ons lewe voor hom neer, en ons sing in die kerk, en ons is opgewonde en bly, want Jesus is ons koning, en ons het hierdie groot lofprysing en ontvanging wat ons hom bied. Maar wanneer hy ingaan dan in ons hartkamers en hy begin goed rondgooi, en hy sê, al doen jy dit al lank so, dit is nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Al is dit die gebruik van die tyd, dan is dit nog steeds nie wat ek wil hê jy moet doen nie. En hy kom en hy krap ons om. Want hy wil iets meer, hy wil iets beter, hy wil 'n hart van aanbidding hê, en nie net 'n posisie van hande wat opgelê is nie. Hy wil nie net hê dat met tye moet ons in die kerk hierdie ervaring hê van Jesus as koning nie. Hy wil deurdring na die res van ons lewe toe, na die res van ons hart toe, en hy wil ons harte posisioneer vir ware aanbidding, want dit is nie net lippetaal nie. Paulus sê, as ek 'n trom slaan, maar daar is nie liefde nie, dan is dit eintlik net 'n lawaai. En ek dink dat baie keer baie van dit wat ons as godsdiens beskou, as daar nie dan liefde is vir God en my medemens nie, dan is dit ook regtig eintlik net 'n lawaai, en is net iets wat ons besig hou, en Jesus wil meer hê. Hy wil 'n diep opregte onderwerping hê aan sy koningskap, wat beteken dat sekere goed nie meer oukei is nie. Dit is net nie meer oukei om so te maak nie, te praat nie, te dink nie, te doen nie, en hy gee nie om ons te kom ontwrig nie. Dis deel van sy bediening, is om te kom bietjie opskudding veroorsaak. So moenie dit veg nie. Laat die Here toe om in te kom in jou lewe in hierdie tyd, en vir jou te kom wys, waar is dit waar ons nodig het om 'n ander uitkyk te hê, 'n ander manier van dinge doen, 'n ander manier van
lewe. Ja, mag die Here jou regtig ryklik seën. Kom ons bid. Liewe Here, baie dankie dat U nie bang is om ons te ontwrig nie. Dat U nie bang is om ook in ons harte in te kom en tafels om te gooi nie. En dat U dit goed bedoel, dat U dit ten goeie sal laat uitwerk vir ons. En help ons om saam met U te werk, om hierdie dinge wat in ons harte opgesit is, al dalk vir baie, baie lank, te laat gaan, sodat U op die ou einde regtig waar die koning is van ons harte. En ons is lief vir U. Amen. Baie dankie.